Hi daar, dag sê by Gert se Koffie Connect. En ek het nie vanmôre 'n beker koffie in die hand nie, want ek is hier in my mobiele kantoor en op pad terug huis toe na 'n baie aangename gebedsessie vanoggend of 'n Bybelstudie sessie vanoggend saam met 'n paar ander manne. Maar wat ek vanmôre gou wil oorgesels is oor guns, favor. Lekker om 'n plek te wees van guns, om daar te leef. Dit is 'n wonderlike plek om te wees in jou lewe. En ek het die voorreg gehad om so 7 jaar daaraan te leef en ek is weer besig om terug te beweeg daarin. Ja, ons verloor guns omdat ons besluite neem, omdat dinge gebeur in ons lewe, maar ons kan dit altyd weer terugvind. Maar vir my is daar interessantheids oor guns wat ek graag wil deel met julle. En guns, wel, eerste plek is 'n lekker ding om leefstyl om te leef, om in guns te leef, is verskriklik lekker. En dan die ander kant is, dis eintlik maklik om in 'n plek van guns te leef. En ek het lank terug begin om 'n ding te skryf oor die kuns om guns te wen. Maar is nie regtig 'n kuns nie, is eintlik maklik. So, ons lees in die Bybel ook van Jesus wat guns gewen het by die mense en by God. En dit is 'n lekker plek om te wees in jou lewe, en dit is niks meer verkeerd om guns te wen nie. Maar guns is nie manipulasie nie. Dit is nie iets wat jy by iemand afdwing of met iemand uittrek omdat jy dit nodig het nie. Dit kom van self omdat jy 'n spesifieke leefstyl handhaaf wat eintlik guns na jou toe trek. En dis waarom ek sê, een van die belangrike aspekte wat guns betref, wat vir my belangrik is die feit dat jy moet 'n atmosfeer skep in jou eie lewe waar jy guns kan ontvang in daardie atmosfeer. Jy is verantwoordelik om die ruimte te skep, om die grond voor te berei. Ons het ek het ander gepraat oor oeste en voorbereiding van 'n grond. En ja, so ons moet die atmosfeer skep, die omgewing skep waarin die guns kan realiseer in ons lewens. En dis baie belangrik, en jy moet dan daarby hou. En dis eintlik heel eenvoudig om dit so te kry. En as ek nou vinnig dink aan Bybelversies wat hierdie goeders vir my aanhaal, is dit dan ook in Matteus 11 wat die Here sê, wat die Bybel vir ons skrywe van die almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe, ek sal julle rus gee. En hy sê, my las is lig, my juk is sag. En dit spreek ook weer eens van rus en van hierdie plek van guns te wees. Want as jy in 'n plek van guns is, dan vind jy rus. Dit is hoe dit is. En ja, dit is 'n aangename plek om te wees. En dit is nie moeilik nie. Nou vra mens baie keer, maar hoekom het ons nie guns nie? Waarom mis ons guns? En as ek daaraan dink, dan kom Jesaja 59 by my op, vers 1, waar die Bybel sê, my arm is nie te kort om te help nie, my oor is nie te swaar om te hoor nie, maar julle ongeregtighede maak 'n skeidsmuur. En dis waarom ek kan sê, vanmôre met 'n goeie hart vir jou kan sê is, die rede waarom jy nie guns in jou lewe het of guns ontvang nie, is oor jouself. Jy stop dit, jy hou dit weg van jou. Ons lees ook in klaagliedere, wat dit sê, die guns van die Here is elke dag nuut. Maar dit kom by ons uit nie, want ons ongeregtighede, ons leefstyl, ons leefwyse, die keuses wat ons maak dat die guns wat vir ons bedoel is, nie uitkom nie. So vanmôre, net 'n kort boodskapie, en dis net my stukkie van vanmôre, wat ek met julle wil deel hier om my koffiepot, alhoewel ek nie koffie in my hand het nie, maar ek gaan nou 'n koffieetjie maak, is net, dis jou leefstyl wat maak dat jy nie guns het nie. En as jy jou lewe reg kry, jou keuses reg maak, gewoontes, maniere, daar's 'n hele lang lys daarvan wat goed wat ons moet reg maak, dan maak ons die deur oop vir guns in ons lewens. En weer eens, hierdie is Gert se Koffie Connect, en dis my gedagte om met jou om 'n tafel te sit, om 'n koppie koffie, en hierdie goed te bespreek. En
Ek is 'n opgeleide life coach en Bybelse beraader. So ek het die tools om vir jou te kan help om uit te figure waar die probleem lê, waarom jou guns nie na jou toe kan aankom nie, en jy is meer as welkom om met te gesels, dat ons iets doen omtrent, bietjie werk daar rondom. So ja, praat gerus met my, los my iets in die komment, en as jy hou van wat jy hoor, wil ek vir jou vra om hierdie boodskappe dan te deel. Like en share, maar ook deel het met ander, en ek gaan julle dan ook nooi na my skoolgroep toe. Ek gaan die link verander op my Facebookblad, maar nog steeds gaan julle by skool uitkom. Ja, sluit aan met my in my skoolgroep, en daar gaan ons bietjie meer in breedvoerig gesels oor hierdie aspekte van die lewe. Julle moet 'n mooi dag hê, en mag die week vir julle geseënd loop nog, die bietjie wat oor is van hierdie week, of wat jy ook al doen, wees geseënd daarin, en ja, mag die Here jou seën wat jy doen.